graad 9 is, so nou is ons hoe om 'n debiteure afslagsjoernaal te doen van 'n handelsonderneming. Dis baie dieselfde as 'n debiteure joernaal. Al verskil is nou het iemand klaar by jou op skuld gekoop en hulle stuur dit terug omdat hulle ontevrede was of hulle wil dalk afslag hê. So ja, jy het vir hulle byvoorbeeld die verkeerde produkte gestuur of die verkeerde klere of dit was gebreek of hulle wil net, jy het hulle afslag beloof en jy het toe nooit nie. So hierso sê hulle ons moet eers ook weer kyk, die winsopslag is 75%. Ons gaan dit weer nodig hê, soos wat julle kan sien is die verskil net nou, die kolomme is baie dieselfde, in plaas van faktuur is dit nou kredietnommer, die dag, die debiteer, die folio, debiteer afslags en koste van verkoop, so dis basies presies dieselfde. So ons debiteer afslagsjoernaal van, ons gaan nou hierso die besigheid se naam, Boulum Cricket, en dit is vir Augustus 2023 en Augustus is die 8ste maand, so dis hoekom gaan ek sê daar 8. Ok, so, hierso gaan ek nou sê, boekstof die volgende afslaginskrywings in die debiteure afslagsjoernaal vir Augustus 2023. Weereens, hulle gee nie 'n debiteure lys nie, so jy nommer net elke liewe een soos wat hulle by jou koop. Smith het 'n cricket helm, nie, teruggestuur, sodat, omdat dit gekraak was, kredietnommer 003 word uitgereik. So, ons gaan nou hierso sê 003, die dag is op die 3de, dan het ons ook gesê, dit is, die debiteer se naam is Smith, so ons noem hom D1, het 'n crickethelm van R1400 gekoop. So onthou hierso om jou kosprys van verkope uit te werk, is presies dieselfde formule. So dis jou verkoopprys maal 100 gedeel deur 100 plus jou persentasie wins. In hierdie geval is dit 75%, so gaan die hele tyd dit gedeel deur 175. So dit is 1400 maal 100 gedeel deur 175, wat dan vir jou R800 gee. Ok, so dit het ons R800 gekos, so dis hoekom, so eintlik die wins, is wat ons nou daar verloor. Dan sê hulle hierso, 'n handelskredietnota is aan AMLA uitgereik, want hy was nie sy handelskorting toegestaan nie, so dit beteken sy afslag. So dit is gewoonlik as hulle rekening vooruit betaal of betyds betaal. So as ons sien handelskorting, dan weet ons gaan dit nie in koste van verkoop beskryf nie, want ons kry nie die fisiese produk terug nie. Ons moet net vir hulle afslag gee. So hierso gaan ons nou net aan met die nommers, dis 004, die 7de, AMLA, dit is D2, en dit is, die debiteure afslag is 510, ons gaan by koste van verkope R0 sit, want ons het nie 'n produk teruggekry nie, ons het net gevra vir sy afslag. Ok, dan op die 18de, Callis het 'n stikkende cricketsak teruggestuur, 'n kredietnota vir R910 is aan hom uitgereik. So 005, die 18de, Callis is dan D3, dis R910, 910 maal 100 gedeel deur 175, werk dan uit op R520. Ok, laaste een is hier op die 22ste. AMLA was nie tevrede met die gehalte van die cricketballe nie. Die kosprys was R30 elk, so hierdie is belangrike inligting. Hy het dit teruggestuur. 10 balle is ontvang en 'n kredietnota is uitgereik. So, hierso moet ons nou, hulle gee ons eintlik die kosprys.
So hierso gaan dit 006 wees, die 22ste AMLA, en AMLA se nommer is jou D2. So, hierso moet ons nou eers sy kosprys uitwerk, of sy kosprys van verkope. So hulle het gesê dit was R30 vir 1 bal, en hy het 10 balle gekoop, so dit is R300. So dit is waar hierdie R300 dan inkom. Maar nou moet ek my verkoopprys uitwerk. So as ek my verkoopprys wil uitwerk, moet ek nou sê my kosprys maal 100 plus jou persentasie gedeel deur 100. So nou ruil die breek in jou formule net om. So nou gaan jy sê 300 maal 170 gedeel deur 100. En dit werk uit dan vir jou op 510. So hy kry R510 terug. Ok, so al wat ons nou doen is, ons is nou klaar met die laaste transaksies, nou onderstreep ons dit weer, en ons werk ons totaal uit. So jy gaan sê daar 1400 plus die 510 plus 910 plus 510 werk uit op R3330. Jou koste van verkope gaan 800 plus 520 plus 300 wees, is 1620. Debiteerde afslag is 'n uitgawe, so dis 'n nominale rekening, en koste van verkope is 'n uitgawe, so dis 'n nominale rekening. So hierdie is baie maklik. Al wat belangrik is wat jy moet onthou is, jy moet baie mooi lees dit wat hulle sê, of hulle vir jou kosprys of jou verkoopprys gee, en dan natuurlik jou formules om kosprys van verkope of jou verkoopprys uit te werk. Ek hoop dit het gehelp.